Hoe onderskei ek tussen die ware en die valse kerk? Goeiedag, my naam is Nico Jeffer van die AP Kerk Amajuba, Newcastle en Piet Retief. Artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis help ons om hierdie vraag te beantwoord. In die gereformeerde tradisie loop die sakramente hand aan hand met die prediking, waar die prediking van die evangelie deur ons ore gehoor word, is die sakramente die sigbare woorde, wat die evangelie deur ons oë en ons sintuie bevestig. Ons bekyk vandag die tweede merkteken van die ware kerk. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25 en ook Matteus 28 vers 19. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Artikel 29 van die NGB beklemtoon dat die bediening suiwer moet wees, presies soos Christus dit ingestel het. Hier is die kernpunte. Punt nommer 1, getal en instelling. Die eerste stap na suiwere bediening is om terug te keer na die opdrag van Jesus self. Die ware kerk erken slegs 2 sakramente wat direk deur Christus ingestel is. Die heilige doop, die heilige nagmaal. Punt nommer 2, die verhouding tussen die teken en die betekende. Suiwer bediening beteken dat daar nie verwarring is tussen teken en betekende nie. Daar is geen towerkrag nie. Die water self is nie dit wat ons sondes afwas nie. Die brood en die wyn verander nie van substansie nie. Maar is ook geen leessimbool nie. Dis nie net 'n herinnering nie. Deur die werking van die Heilige Gees ontvang die gelowige werklik dit wat die tekens uitbeeld. Die doel, die sakramente is daar om ons geloof te versterk en ons te verseker van God se beloftes. Punt nommer 3. Bediening volgens die skrif. Suiwerheid word ook bepaal deur hoe dit gedoen word. Die regte elemente, water vir die doop, brood en wyn vir die nagmaal. 'n Mens mag nie eiegeregtig bestanddele byvoeg of verander nie. Die woord is sentraal. 'n Sakrament mag nooit in isolasie bedien word nie. Dit gaan altyd gepaard met die suiwere prediking van die evangelie, sodat die gemeente kan verstaan wat God daardeur wil sê. Regte bedienaars. Dit moet deur wettige bedienaars van die woord bedien word. Punt nommer 4. Toegang tot die nagmaal. Suiwere bediening van die nagmaal en van die doop vereis ook dat dit nie verontreinig word nie. Dit beteken selfondersoek. Gelowiges moet hulle self toets voor hulle aansit of voor hulle die sakrament gebruik. Sensuur. Die ouderlingenraad het die plig om diegene wat openbare sonde leef of dwaalleer aanhang van die nagmaal te weerhou totdat daar bekering is. Dit beskerm die heiligheid van die sakrament. Die sakramente is soos 'n seël op 'n brief. Die brief is die woord wat die boodskap bevat, maar die seël is die sakrament wat bevestig dat die boodskap eg en persoonlik vir jou bedoel is. Amen. Kom ons bid saam. Here, laat u Heilige Gees hierdie sigbare tekens van water, brood en wyn kragtig aan ons harte seël, sodat ons deur die geloof die volle rykdom van u genade in Christus Jesus mag smaak en toeëien. Amen.